Goeiemôre aan elkeen van u. Vandag se boodskap is persoonlik vir jou wat hier is. Daar's tientalle mense wat gesê het hulle gaan ongelukkig nie hierdie naweek en volgende naweek hier wees nie omdat dit lang naweke is. En natuurlik is dit ook belangrik om tyd saam met jou familie te spandeer op plekke, maar ek wil maar net uitlig dat daar wel woordstudie vanaand sal wees en Woensdag en Donderdag. Dit gaan aan soos normaal. Daar sal nie Vrydag jeug wees nie, dan sal ook nie kinderkerk wees nie. So as jy die geleentheid het en vanmiddag se slaapie wil opoffer om te kom hoor wat die Here vir jou wil sê, moenie vanmiddag misloop nie. Vandag se boodskap is dalk bietjie meer dieper as net 'n boodskap en as net 'n lering. En weer eens wil ek vir jou vra vandag, vergeet nou 'n bietjie die persoon wat langs jou sit. Vergeet nou 'n bietjie van al die dinge wat hierdie week gebeur het. En hoor bietjie wat die Gees vandag vir jou wil sê. Elke een wat ver oggend hier is hier omdat die Heilige Gees jou hier na toe gelei het. Dit begin altyd met die Heilige Gees. Uit onsself uit wil ons nie God soek nie, wil ons nie die waarheid hoor nie. Maar wanneer die Gees kom en die Gees oortuig ons en die Gees lei ons, dis dan wanneer wonderwerke gebeur. En net dit dat hy vandag hier is en jou geroep het om hier te wees, is 'n wonderwerk. So ek wil vandag vir jou vra, en ek gaan nou maar vandag sê vriend, al is jy nou ouer mense, jonger mense, ons is almal broers en susters in Christus, maar vandag wil ek vir jou vra, vriend en vriendin natuurlik, wat maak jy met God se stem? Ek vra nie vir jou, wat maak jy met die mense se stemme en al die stemme rondom jou nie. Hierdie week wat verby is, het ons die geleentheid gehad om te bedien by 'n plek. En ten minste 2 keer het 'n persoon vir my gevra, moes ons nie omdraai om vir daai persone te bid nie. Wat maak jy met God se stem? En ek moet erken, ek was dalk te haastig geweest in die week wat verby is en ek moes vir die persoon gesê, kom ons draai om, ons gaan bid. Of kom ons bly bietjie langer by die persoon waar ons is. Wat maak jy met God se stem? En jy weet natuurlik die laaste opdrag wat Jesus Christus self gegee het, is gaan heen en maak disippels van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. En as ons nou sal praat van roeping, dan dink almal nou aan 'n pastoor of 'n dominee of priester, of wat 'n amp jy ook al kan dink. Maar anders is ondergeskik aan daai opdrag, gaan en maak disippels van alle nasies. Alles is ondergeskik aan daai opdrag as jy in die bediening gaan. So eintlik is elke een van ons in die bediening. En dan kan die Here jou gebruik om een persoon vir die koninkryk te wen. Jy kan nie 'n persoon oortuig nie, maar jy kan 'n aanskouer wees van God se werk. Daar waar jy elke dag is, wat jy elke dag jou take doen, daar kan jy die verskil maak. So vandag gaan ons hoor, wat sê die woord vir jou? Vir jou persoonlik, want die evangelie is persoonlik vir jou vanoggend. En ons veroordeel niemand nie, maar ons kan vir iemand die werke wat gedoen word beoordeel op grond van wat die skrif sê. Dit mag ons doen natuurlik, want dit is nie ons mening nie. En as ons dit wil doen om uitgesien te word en raak gesien te word, en tog maar net vir die mense wil wys hoe oulik ons nou eintlik is, dan mis ons die doel. Ons het 'n primêre taak en dis om God te verheerlik. Dis hoekom jy en ek gebore is. Natuurlik kan jy 'n dokter wees of 'n prokureur of 'n boer of in die besigheid of 'n konstruksie, en daar's niks verkeerd nie, want ons moet werk en dis 'n opdrag ook. Maar in die eerste plek is elkeen van ons geskape om hom te verheerlik. Kom ons sluit die oë. Ons wonderlike hemelse Vader, as ons vandag die woord hier voor ons oop het,
Here, dan sê ons vir U dankie. Dankie dat U deur die Gees met ons praat, Here. En dankie, Here, dat ons van vloeistof, van melk, Here, tot vaste stof in die woord kan kry. Vaste kos vir ons gees, siel en liggaam. En Here, ons is elkeen op 'n ander geestelike vlak. Maar ek vra U vanoggend om, Here, om deur die Gees by elkeen stil te staan en vir elkeen te leer hoe om U stem te hoor. Want die skape ken die stem van die herder. Vader, U sit mense vandag wat deur geweldige stryd gaan, Here. Here, hier in ons eie midde, hier waar ons saam is gelowiges, Here, is die mense met finansiële stryd, mense met siektestryd, mense met huwelikstryd, en die lys gaan aan. Maar Here, die antwoord staan uit. Jesus Christus is die antwoord. En U is gister en vandag en môre dieselfde. En dankie, Here, dat ons aan U kan vashou en in die kruisdood en deur die genade. Ek vra, Here, kom besoek ons weer. Kom lei ons weer in die waarheid, Here. En Vader, gee vir ons die wysheid, want Here, U woord sê U wysheid is ook beskikbaar op aanvraag. Ons vra U, Here, vir wysheid sodat ons U stem kan hoor en kan gaan doen wat U vir ons bestem het. In die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ek wil vir u graag vra vir die wat die Bybel sê, u het vandag om die Bybel oop te maak op Matteus 12. Matteus 12 vanaf die 38ste versie. Ons gaan daar uit lees en dan gaan ons een versie lees uit Jona 1 uit. Matteus 12 vanaf die 38ste versie en Jona 1 versie en Jona 1 uit. En terwyl ons nog na die Bybel oopmaak en die gedeelte soek, wil ek vandag vir u vra, stop net so rukkie. Stop net met ons gewoel en waarskap en met ons gedagtes. Stop. Net vir 'n oomblik. Van wat as God vandag hier sou staan in 'n liggaamsvorm, hy is gees. Maar gesê, hy praat met ons vandag deur die woord. Sou God vandag hier kon staan in 'n liggaam wat ons hom kon sien. En hy kyk jou reguit in die oë, elkeen van jou wat hier sit vandag. Hy kyk jou in die oë en hy sê vir jou, gaan verkondig my evangelie. Of hy sê dalk vir jou, ek wil hê jy moet verander en meer soos Jesus word. Of hy sê dalk vir jou, ek wil hê jy moet iets los. Of ek wil hê jy moet vir iemand iets gaan sê. Hoe sou jy reageer? En dit is presies wat die Here vir ons kom sê vandag uit die woord uit. Die Here praat met ons primêr uit sy woord en deur sy gees. Maar die Here kan met jou deur ander mense praat. Hy kan met jou deur die natuur praat. Hy kan met jou deur die omstandighede praat. Kan nie die Here beperk nie. Hy kan praat en werk soos hy wil. Onbeperk. Maar wat sal jy doen wanneer jy 'n boodskap van God kry? En hoe wonderlik is dit nie, soos mens boodskappe kry, word dit net meer en meer in jou geopenbaar deur God. Wat is jou boodskap? Sal jy onmiddellik dit doen wat die Here jou vra? Sonder om dit oor na te dink en op te weeg, die voor en die nadele, en soos die geleerde mense sê, 'n SWOT-analise te doen, jou strength, weakness, opportunity and threats? Of sal jy net sê, Here, ek gaan net soos wat ek is. Ons gaan vandag 'n gedeelte lees van Jona. Maar ek wil vir jou sê, die boodskap gaan vandag nie net met die fokus op Jona nie.
Vandag is die fokus op elkeen van ons wat hier sit. Kom ons lees die gedeelte dan. Matteus 12 vanaf die 38ste versie tot en met vers 41. Die opskrif is daar, die teken van Jona. Toe spreek sommige van die skrifgeleerders en die fariseërs en sê, Meester, ons wil graag 'n teken van u sien. En doen ons dit nie so baie nie. Doen ons dit nie so baie nie. Maar kom ons kyk wat sê die woord. Maar hy antwoord en sê vir hulle, 'n slegte en weerspellige geslag soek na 'n teken, en geen teken sal aan hom gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. Want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van 'n groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. En die manne van Ninive sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit veroordeel, want hulle het hul op die prediking van Jona bekeer, en meer as Jona is hier. Ons lees net tot sover in Matteus 12 en dan wil ek julle vra, wat was dan nou hierdie opdrag aan Jona? Wat het die Here vir Jona gesê? Jona 1 vers 2. 'n baie eenvoudige opdrag. Nie baie moeilik om te verstaan of om te verduidelik nie. Wat was hierdie opdrag aan hierdie profeet Jona, waarna Jesus verwys het in Matteus 12? Jona 1 vers 2. Maak jou klaar. Gaan heen na die groot stad Ninive en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig. So dit was 'n opdrag wat die Here vir Jona gegee het. Die Bybel sê, God spreek, maar die mense luister nie. Nie omdat God se stem stil geraak het nie, maar omdat ons gewoond geraak het aan sy stem. Ons hoor gereeld 'n boodskap wat die Here vir jou gee deur 'n persoon, nie noodwendig in die kerk of 'n kerk nie. Jy hoor 'n boodskap. Jy lees die skrif. En soms kom daar tot 'n oortuiging in jou hart. En dan kom die vraag, wat moet ons doen? En dan kry jy antwoord en dan gee die Here vir jou 'n spesifieke opdrag. Al is dit die opdrag om disippels te gaan maak, want dit is klaar geopenbaar. Soms gaan die Here nie vir jou verder openbaar as jy nie eers doen wat al reeds geopenbaar is nie. En nou stel ons uit. Ek dink almal van ons ken daai uitstel. Nou dink jy maar toe jou kind klein was en jy's dalk in 'n besige winkelsentrum of 'n besige straat en jou 2-3-jarige kind, soos wat Paul vir ons verduidelik het, hy hardloop nou hier voor die karre in. Wat doen jy as pa en ma? Jy skree nie net op die kind nie, jy hardloop agter hom aan en dan gryp jy hom in die kraag om hom te stop. Soms lyk dit nie mooi nie, dit lyk so hard. Maar dis liefde. Net so werk God met jou en met my. Soms moet hy hard praat, soms moet hy agter jou aan hardloop. En soms moet hy jou so 'n bietjie by die kraag terugtrek, want jy's op pad na die besige pad toe en jy verstaan nie eers van die verkeer wat daar aankom nie. Daar word vertel van 'n man wat eendag in die bed gelê het en met die Here
gepraat het en hoe wonderlik is dit nie as mens sommer met die Here net kan gesels. En die Here sê vir hom, gaan na jou buurman toe. Hy sê dit nie vir hom hoorbaar nie, hy praat met hom in die gees. Sê hy vir hom, hoor jy moet nou na jou buurman toe gaan. Die man sit toe regop in die bed. En hy kyk na sy horlosie en hy sien is 11:30 in die nag. Hy sê, Here, is bietjie laat. Ek sal môreoggend eerste ding gaan. En weer kom die stem van die Here tot die persoon. Gaan nou. En die man is gehoorsaam en hy staan op en hy stap uit sy huis uit en hy stap na die buurman toe. En hy klop aan die deur en niemand maak oop nie, die ligte is af. En hy klop nog 'n keer en hy klop harder. En ewe skielik gaan daar 'n lig aan. En iemand maak die deur oop. En daar staan sy buurman met trane in sy oë. En hy sê vir hom, buurman, ek wou my nou net self om my lewe gebring het. En ek het al meer as een werklike getuienisse gaan gehoor, dat die Here mense stuur na ander mense toe. Ek dink jouself het al van sulke getuienisse gehoor. En hierdie dit bestaan. Wat sou gebeur het as hierdie buurman nie gegaan het nie, dan sou hy ongehoorsaam gewees het. En ons almal weet wat kon die gevolg gewees het van dit. God praat met elke een van ons. En wat doen ons in die meeste gevalle? Ons ignoreer hom. Ons hoor sy stem, maar ons reageer nie. Ons voel dit, maar ons verander nie. Want ons weet mos wat reg is in onsself. En dan doen ons net niks nie. Of ons doen die teenoorgestelde, soos Jona. Nou my vriend, hoeveel keer het die stem van die Here nie aan jou al die afgelope week, maand, jaar vir jou al gesê wat jou opdrag is, wat wil hy jy moet doen nie. En ons het mos so baie verskonings en as ek dit sê ek dit in die eerste plek uit my eie uit. Later Here, nie nou nie. Sjoe, nie nou nie. Of ek is nog nie reg nie. Ek is nog nie op daai vlak om te gaan doen wat U wil hê ek moet doen nie. En soms sê ons, Here, ek is so onwaardig. Wie is ek nou om met iemand te gaan sels oor dit wat U vir my gesê het? Here, ek het dan soveel foute. Ek het soveel goed. Hoe kan ek nou vir iemand gaan sê? En is daar waar ons die grootste fout maak, want jy sien dit gaan nie oor jouself. En dan kom die stem van die Here en hy vra, hoe lank nog? God sê aan Jona, jy moet gaan. Na Ninive. Dis 'n opdrag gewees. En wat doen Jona? Soos ek en u soms. Ons gaan in 'n heel totale ander rigting. Sien Jona hardloop weg van God af. Hy weet hy moet na Ninive toe gaan, maar hy koop 'n kaartjie om op 'n skip te gaan na Tarsus. Hy probeer ontsnap. Maar hier's die ding, jy en ek kan nie ontsnap nie. Ons kan nie van die Here af wegkom nie. Jy kan dalk jou adres verander, jy kan dalk nou op 'n Karoo plaas gaan bly, of in die middel van die Kalahari, maar jy kan nie van God se teenwoordigheid af wegkom nie. So in hierdie storm, toe Jona nou in hierdie storm was op pad na Tarsus toe, wat het toe nog gebeur? En nie almal ken die verhaal. Dis nie 'n nuwe verhaal nie. Die wind begin waai en begin huil en die see begin wild word.
en die skip begin kraak en die mense begin paniekerig word op hierdie skip. En die mense skree onder mekaar want hier is groot probleme. Naderhand gooi hulle al die vrag af. En Jona, wat doen hy? Hy het heel waarskynlik eers so rukkie stil geword en met homself geredeneer en gesê hierdie storm het 'n naam. Hierdie storm se naam is my ongehoorsaamheid aan God. Party van ons is ook tans in 'n storm. Ek wil amper sê die meeste van ons is ook in 'n storm. Of jy gaan binnekort deur 'n storm gaan. En dan, wat doen ons? Ons blameer ander. Ons blameer ander omdat ons in hierdie storm is. Jona kon sekerlik die kaptein van daai skip geblameer het. Maar dalk is dit God wat ons probeer stop om te gaan doen wat hy wil hê ons moet doen. En Josef besef, hy is die oorsaak van hierdie storm. En jy ken die verhaal, hy word in die see gegooi en 'n vis sluk hom in. En daar sit hy nou binne die vis se maag. Donker, dis doodstil en hy is alleen. Daar's geen uitweg vir hom nie. Maar wat gebeur toe? Dis juist daar wat hy tot God begin bid en vir die Here vra vergewe my. So broer en suster in Christus, God sal jou nie los as jy in Christus is. Selfs in jou donkerste plek is hy daar. En Jesus self het gesê, meer nog as Jona is hier. Jesus sê, soos Jona. Maar dan sê Jesus, hy is nog veel meer as Jona. Jona was in die vis se maag. En Jesus was in die graf gewees. Jesus het opgestaan en opgevaar. En Jesus kom terug. En dis hoe Jona gereageer het. Maar kom ons fokus so 'n bietjie op die stad waarna Jona moes gegaan het. En dit is eintlik die rede vir die opdrag. Die Here het gesê, ek gee daai stad nog net 40 dae. Net 40 dae, dan gaan ek daai stad verwoes. Want jy sien, ons dien 'n regverdige God. Natuurlik is hy 'n God van liefde, God van genade, maar hy is ook 'n regverdige God. Sonde moet gestraf word. En dis wonderlik om te sien in die skrif, die Here waarsku altyd vooraf. 40 dae gee ek vir Ninive. En as die mense hulle nie bekeer nie, gaan ek daai stad verwoes. En dit is die opdrag wat Jona moes gaan verkondig vir hulle sê. En toe Jona op die ou ende die opdrag gaan verkondig het, nadat hy nou uit die vis uit is en het gaan verkondig. Wat het toe gebeur met Ninive? Daar was nie 'n show nie. Daar was net 'n boodskap. 'n eenvoudige boodskap. En die hele stad kom op hulle knieë. Hulle breek, hulle bekeer, hulle verander. En wat gebeur? God betoon sy genade aan 'n hele stad. En die boodskap wat Jona gepreek het, was dit nou 'n baie mooi, selfverheffende, maanskyn en rose boodskap wat ons mense mos so lief is om van te hoor. Want kyk, jy wil mos nou net hoor wat se kampioen is jy nou eintlik en hoe oulik is jy nou eintlik. Wat was die boodskap wat Jona vir hulle gesê het? Eenvoudig. God gee vir julle 40 dae. Of iets ongeloofliks gaan gebeur. En hierdie hele stad kom tot bekering. Die koning, die mense en almal kom tot bekering in daai stad deur 'n eenvoudige opdrag wat Jona toe nog gaan uitvoer het.
Hulle het almal gereageer. En ek wil bysit, met min openbaring. Jona het nie in die detail ingegaan oor te sê wat gaan gebeur in die 40 dae nie. Hy het gesê, bekeer julle, 40 dae gee die Here julle. Daai mense het geluister. So hulle het gereageer op die boodskap met min openbaring. En ek en jy, my vriend, daai tyd was daar nie 'n Bybel nie. Daai tyd was daar nie al hierdie inligting wat ons vandag het nie. Ek wil sê, ons het baie meer openbaringe in die vorm van die woord en die gees en gemeentes en ander lidmate en kinders van die Here. Maar ons reaksies is soveel minder. En dis die verskil. Die mense van Ninive het gereageer met min openbaringe. En ons het baie openbaringe en ons reageer min. Glo vir my, die oes is ryp daar buite. Ek sê nie so nie, die woord sê so. Die oes is ryp en die arbeiders is min. Die oes word al hoe ryper en die arbeiders word al hoe minder en die verskonings word al hoe meer. Jona was iemand wat God se boodskap gebring het. En Jesus het vir ons nie net 'n boodskap gebring nie. Hy is die boodskap. Hy is die hoop. Jona het vir die mense gesê, bekeer julle. En Jesus sê, kom na my toe. Almal wat moeg en oorlaai is en ek sal vir julle rus gee. Sien, Jona se teken was tydelik, maar Jesus se teken is ewig en reddend vir altyd. Jona se boodskap hoofsaaklik oordeel kom en Jesus se boodskap is hoofsaaklik genade, verlossing en hoop en liefde. Dis Jesus se groot boodskap. Maar hy waarsku ook, Jesus waarsku ook en hy red ook. En Jesus sê, die mense van Ninive het op Jona se eenvoudige boodskap gereageer. Maar Jesus self het daar gesê, toe hy gepraat het, maar julle hoor my, maar julle doen niks nie. Jona het na Ninive gekom met 'n waarskuwing, maar Jesus kom na jou toe vandag met 'n kruis en 'n oop graf en onverdiende guns. Genade wat ons nie verdien nie. En jy en ek, ons weet, elkeen van ons wat hier sit, weet wat vra die Here vir jou. Jy weet presies wat jou roeping is, wat jy moet gaan doen, wanneer jy moet doen, hoe jy dit moet doen. Jy weet dalk jy moet verander word, maar jy doen dit nie. Nie omdat jy nie wil nie. Maar omdat jy kies om dit nie te doen nie. So jy het een van twee reaksies vanoggend wat jy kan gee as God jou roep vir iets. Jy kan of reageer soos Jona en weghardloop van die opdrag af, of jy kan reageer soos die stad Ninive en luister en tot inkeer kom. Sê, Here, sonder U is ek niks nie. En die vraag is vanoggend, wat kies jy? Kies jy om weg te hardloop of kies jy om na God se stem te luister? Kom ons sluit die oë. Ons wonderlike hemelse Vader, as ons stil raak voor U, dan besef ons hoe afhanklik is ons van U vandag, Here. Here, dat U die begin en die einde is, die Alfa en die Omega. U word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. En ek wil vra, Here, dat U deur die Gees en deur die woord, Here, en die getuienis van ander,
U koninkryk sal uitbrei en dat U ons sal kan gebruik. U woord sê, wie sal ek stuur, wie sal gaan? Here, leer ons om te sê, stuur my Here, hier is ek. Daai kind, Here, wat U nie ken nie, daai man op die straat, daar in die hospitaal, Here, en ek wil vir U vra, Here, vergewe ons as ons hoogmoedig word. Vergewe as ons dink ons is geestelik so hoogmoedig, dat ons nie meer die mense in die straat kan raak sien, die verlorenes nie, Here. En dankie, Here, dat ons ook genoem kan word, 'n vriend van sondaars, 'n vraat en 'n wynsypers, Here, soos wat hulle U genoem het. En Here, ek vra, Here, dat die Gees ons sal vul in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Kom ons staan, ons sluit ons af. He's worthy to be praised, He lifted me. He's worthy to be praised, He set me free. He's worthy to be praised, He opened heaven unto me. He's worthy to be praised. Praise Him, praise Him, praise Him in the morning, praise Him in the noontime, praise Him, praise Him, praise Him when the sun goes down. He's worthy to be praised, He lifted me. He's worthy to be praised, He set me free. He's worthy to be praised, He opened heaven unto me. He's worthy to be praised. Praise Him, praise Him, praise Him in the morning, praise Him in the noontime, praise Him, praise Him, praise Him when the sun goes down. Here, hier staan ons vanmôre. Ons sal gaan wat U wil hê ons moet gaan. Ons sal doen wat U wil hê ons moet doen. Leer ons, Here, om U stem te hoor en om by U voete te sit. Bewaar ons, Here, teen enige misleiding. Beskerm ons, Here, teen die sielevyand. En Here, leer ons om die fokus van onsself af te draai, maar die fokus op U te sit. In die wonderlike naam van Jesus. En met danksegging. Amen.